Raar, Stefanie, wat is? Het lijkt mij niet, de raven die niet zo ons gaan.
Elias, Vernon Kutsi, Milo Hefner, Captain Edelstein, Warren Kibadu, are Adrian. पानी पे मरी है अपने पेट से ऊपर सामने में Draad und nog 5. Vraag mij bij je? Kan die maar net weten wie van die
Det måste störa. Har ju sin förledare. Ja. Sen låter alles. Sen låter alles. You're right, Talasma.
Ja, was Ik voel je ja. gewoon. Ik voel je gewoon. Ja, was. Alles sterft op de jou. God maakt je fouten. Ayun o. Iya lagi.
Aan die familie, in besonder suster Roos, Monroe, kinders, uitgebreide familie, vriende vanmiddag hier teenwoordig. Laat my toe om vir u almal te sê welkom hier by die huisdiens van Eigel Regan Monroe. Dit is 'n hartseer in die familie se lewe. En ons is hier omdat ons omgee vir hulle. Baie dankie vir elkeen se teenwoordigheid. Ons is gereed om hierdie diens te begin. En ek gaan tog vra dat u wat kan sing, dat u maar sing. U weet mos, 'n mens is bietjie hartseer as jy by 'n begrafnis is. As jy by waar jy iemand moet gaan wegneem, dan is 'n mens maar so 'n bietjie hartseer. Maar ons is hier, suster Roos, omdat ons saam met julle pyn vanmiddag kom deel. Ons gaan hier die diens open deur saam te sing op die programmetjie. Gesang 1, gaan jy deur 'n donker wolk, wees net sterk, o kind van God, moet tog nou nie wankel nie, want môre sal die son weer skyn. 2 verse, want môre sal die son weer skyn. Gaan jy deur 'n donker wolk, wees net sterk, o kind van God, moet tog nou nie wankel nie, môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn, glimlach deur die stormwind, jy is mos 'n koningskind, weet net hy is altyd daar, alles die stryd so baie swaar, al sy hand nog stewig vas, môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn, glimlach deur die stormwind, jy is mos 'n koningskind. Kom ons sing die koortjie, wees stil en weet dat ek is God, en dan gaan ons vir evangelis Stein vra om vir ons te open met 'n gebed. Be still and know that I am God. Be still and know that I
dat ek is God. Onze dierbare God en Hemelse Vader, ons is vanmorgen so dankbaar en bly dat ons net in tye soos hierdie, my God, kan kom stil word voor U en weet dat U is God. Heilige Here, die woord sê, U sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En is in hierdie tyd, my God, wat ons gedagte hemelwaarts rig, van die woord van die Here sê, waar sal ons hulp dan vandaan is maar net van die Here, onze God, wat die hemel en die aarde gemaak het, Here. En hierdie uur, my God, kom ons na U, omdat ons so diep afhankelijk van die Here af is, nie van 'n mens af nie, my God. Want die Here sê woord, sê as 'n tyd op die aarde om op te sterwe, my God. Maar vanmiddag, bid ons, my God, vir die huisgesin, vir die breë familie. Here, dat die hand van die Here op hulle sal wees, die hand van sterkte, die hand van krag en die hand van bemoediging, my God. Want die woord sê, Here, sal die trooster stuur om die familie te troos, my God. En is in tye soos hierdie, Here, waar ons vra die hoekom, en ons vra die waaroms, Here. Die verlange is daar, my God. Want dat ons, halleluja, want is nog jong, my God, halleluja. En baie van ons, soos die woord van die Here sê, halleluja, ons sal 60 en 70 al die genade jare. Maar ons kyk, liewe Here, die ouderdom, waar aan die weg geneem is, my God. Dan besef ons, liewe Here, wat is die dood, my God, halleluja. Maar ons berus ons vanmorgen, my God, wat God gedoen het, is welbehae, my God. Dan vir ons, Here, dat die Here die familie sal seën, hulle sal bemoedig, hulle op sal lig, hulle op sal tel, want hulle meer kan nie, Here, sê die woord, sê die Here, dan sal U wees, daar wees, om hulle te help, my God. Halleluja, ek kan skou, liewe Here, is die prediker self, dat die Here die prediker sal seën, en dat die hand van die Here op die prediker sal wees, self sy tong, self sy lippe, my God, in die naam van ons Here Jesus Christus, en daarom nooi ons Heilige Gees, om oor te neem, halleluja, die diens oor te vat, oor te neem, my God, in Jesus' prachtige naam, met baie, baie dankzegging en eer, amen en amen. The sweet by and by. Kom ons sing saam, dierbares, die wat kan sing. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Ek gaan vir u 3 skrifgedeeltes voorhou. Ek gaan vir u lees uit die Nuwe Vertaling. Boek van Rigters, hoofstuk 6, net vers 15. Maar Gideon sê vir hom, verskoon my meneer, maar hoe kan ek Israel red? My familie is een van die swakstes in Manasse. Ek is die onbelangrikste lid van my gesin. Dan gaan ek vir u lees uit Johannes hoofstuk 5. Ook een versie, vers 11. Hy antwoord hulle egter, dit is die man wat by die bad van Bethesda gelê het, die man wat my gesond gemaak het, dit is hy wat vir my gesê het, tel jou slaapmatjie op en loop. En dan die skrifgedeelte wat ek aan u gaan voorhou, is Johannes hoofstuk 6. Johannes hoofstuk 6
Hierna het Jesus na die oorkant van die meer van Galilea vertrek, wat ook die meer van Tiberius genoem word. 'n Baie groot skare mense het hom bly volg, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy gedoen het toe hy die siekes genees het. Jesus het toe die berg uitgeklim en met sy disippels op 'n plek daar gaan sit. Pasga was naby, dit is die fees van die Jode. Toe Jesus opkyk, sien hy dat 'n baie groot skare mense na hom toe aangestap kom. Hy sê daarop vir Filippus: "Waar moet ons brood gaan koop, sodat die mense iets te ete kry?" Jesus het dit net gesê om hom te toets, want hy, wat Jesus is, het self geweet wat hy sou doen. Filippus het hom geantwoord: "Dit sal 'n klein fortuin kos om aan elkeen van hulle net 'n stukkie kos te gee." Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir Jesus: "Hier is 'n seentjie wat 5 gaasbrode en 2 visse het. Maar is dit vir so baie mense?" Jesus het daarop gereageer: "Reël dit so dat die mense gaan sit." Daar was baie gras op die plek en die mense het gaan sit. Die mans was ongeveer 5000. Jesus het toe die brode geneem, dankgebed gedoen en dit aan die mense wat daar gesit het uitgedeel, en ook soveel van die visse as wat hulle wou hê. Nadat die skare mense versadig was, sê Jesus vir sy disippels: "Maak die oorskietstukke bymekaar, sodat daar niks vermors word nie." Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies vol gemaak met die oorskietstukke van wat die 5 gaasbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. Dit is die woord van die Here. Mag hy dit seën aan elkeen van ons harte om sy naam se wil. Amen. Aan die Monroe familie, die Breë familie, vriende wie vanmiddag hier teenwoordig is. Ek dink die eerste gedagte wanneer 'n mens luister na hierdie skrifgedeelte by 'n begrafnisdiens, dan wonder 'n mens maar seker, wat het hierdie wonderwerk of hierdie 5 brode en 2 visse dan met 'n begrafnisdiens te doen? Baie keer dan kyk ons na mekaar, Suster Monroe, en baie keer dan dink ons ken mekaar. Maar hier is 'n geval van iemand wat teenwoordig was toe Jesus iets nodig gehad het. Jesus het iets nodig gehad om 'n groot skare te voed. Die Bybel sê 5000 mans. Hier sê een van sy disippels vir hom, as iemand met 5 brode en 2 visse. Maar nêrens in die Bybel word vir ons gesê wie hierdie seentjie is nie. Niemand weet wie hy is of waar vandaan hy gekom het nie. Dis 'n klein seentjie wat kom deel word van 'n wonderwerk. Miskien het daardie seentjie self gedink hy is onbelangrik hier tussen al hierdie klomp mense, tussen Jesus en sy disippels. En in sommige van ons oë, dan sou mense ook dink dat so iemand onbelangrik sal wees, dat so iemand niks sal wees nie. Maar die woord van die Here leer vir my vanmiddag, Suster Roos, dat ons almal besit gawes en ons almal besit talente. En wanneer ek gaan terugkyk in die eerste gedeelte wat ek gelees het, uit Gideon in Rigters 6 vers 15, sê Gideon vir die Here:
Ekskuus meneer, moet ek die Israeliete gaan red van hierdie Midianiete, sal ek die Israeliete gaan red. Hierdie familie waarvandaan ek dan kom, hulle is dan die armste van die armste in die hele Manasse. En van my pa se kinders is ek die geringste, is ek die minste. Ek kan die minste aansien. En baie keer dan word ons geroep vir 'n taak, om 'n taak te verrig, maar dan voel ons so onbelangrik, dan voel ons so onbekwaam in die teenwoordigheid van ander mense, omdat ons dink, hier is dan mense wat hierdie taak beter as ek kan doen. Maar ons moet ons talente en gawes ontdek, sodat ons kan deel met die wêreld. Wie was hierdie persoon met die 5 brode en die 2 visse? Iemand onbekend? Miskien kan ek ook vanmiddag die vraag vra, wie was Idle Monroe? En baie van ons iemand onbekend. Meeste van ons wie vanmiddag hier teenwoordig is, ken hom zeer sekerlik. Iemand sonder dat hy weet dat daar ander mense bewus is van sy bestaan, het hierdie seentjie deel geword van 'n groot wonderwerk. En as ek luister na die kollega van Idle wat Dinsdag aan by sy roudiens gepraat het, en dis iets wat ek ook baie keer vir mense sê, al moet jy net vee, dan gee jy jou beste, want iemand sal dit raak sien. En hier was 'n seentjie wat raak gesien was. Idle se kollega vertel hoe hy sy beste gegee het. Hy het gedoen wat hy moes doen, hy het dalk meer gedoen as wat hy gedoen het, want dit is die een van die redes waarom hy toe raak gesien is en 'n ander werk gekry het. En soms dan dink ons niks van onsself nie, maar ander mense sien in ons dat ons iets vir hierdie lewe kan beteken. Soms wil ons die wêreld probeer verander. Soms wil ons groot dinge doen in ons lewens. Dan vergeet ons om net die klein dingetjie te doen, dalk net om 'n papiertjie op te tel om te help skoon te maak. Want dit kan dalk net raak gesien word deur iemand. As 'n mens kyk na die lewe van Idle en as ek luister na sy ma, dan kan 'n mens vertel hoe hy omgegee het en soos hierdie seentjie deel geword het van mense se lewens. Hy het selfone reggemaak, hy het mikrogolfoonde vir mense reggemaak, hy het rekenaars reggemaak, hy het baie dinge gedoen vir mense. Hy het stilletjies deel geword van mense se lewens. Hy was 'n seun, hy was 'n broer, hy was 'n pa, hy was 'n neef, hy is 'n vriend. Wie natuurlik wanneer 'n mens die klein dingetjies doen, dan bewys jy liefde aan ander. En ander mense ervaar jou anders as wat die gewone mens jou sal ervaar. Ons moet nie probeer om God in ons lewens in te perk nie, want dis God wie aan ons hierdie talente gee. Ons moet nie probeer om onsself in te hou nie. Nee, ek kan nie. Onbewustelik 5 brode, 2 visse, voed 'n skare van 5000 mens, en wil ons almal nie deel word van so iets nie. Wie was Idle dan? Was hy nie iemand wat ook dalk 5 brode en 2 visse in sy hand gehad het, om ons te kon voed in sy lewe nie? Kon hy al ander voed deur sy dade, deur dit wat hy vir my en vir u kon doen.
Het maak nie saak hoe gering ons is nie. Baie van ons sou dink dat Eigel was maar 'n gewone persoon, hy was maar 'n gewone mens. Maar die Here het ook vir hom gebruik en soms moet ons toelaat dat die Here ons gebruik. Sommige mense, hulle wil hê dat hulle self net in die kollig moet wees, die kollig moet altyd op hulle val, sodat hulle belangrik kan voel. En dan kom ek terug na die gedeelte van die man by die pad van Bethesda, Johannes 5, vers 12 en 13. Die man wat daar gelê het, en Jesus kom sy pad langs, en Jesus vra vir hom, wil jy gesond word? Hy sê, meneer, wanneer hierdie pad geroer word, het ek niemand om my in die water te sit nie. Here vra vir hom, wil jy gesond word? Die belangrike aspek van hierdie gedeelte is dat hy het nie geweet dit was Jesus nie. Want Jesus kom op 'n Saterdag en hy genees hom. Hy sê vir hom in die ou vertaling, tel jou bed op en loop, en hy het dadelik gesond geword. Dit was Saterdag. En toe die Jode sien dat hier is 'n man, die nuwe vertaling praat van sy loopmaatjie, toe die Jode sien, maar hier is iemand wat sy maatjie dra, sê hulle vir hom, maar jy kan nie jou maatjie dra op hierdie Saterdag nie, Saterdag nie. Hoekom dra jy jou bed op hierdie Saterdag? En hy antwoord toe en hy sê, die man wat my gesond gemaak het, het gesê, ek moet dit doen. Jesus was onopsigtelik. Die man het nie geweet, dit was Jesus nie. Miskien was Eigel in ons lewens en ander se lewens net so onopsigtelik soos Jesus, maar kon hy ons lewens aanraak met een of ander iets wat hy kon doen, Suster Roos. Hy kon iets doen, hy kon talente van homself tentoonstel, sodat ander mense deel kon word van sy lewe. Kan ons lewe lei soos 'n Eigel? Kan ons lewe lei soos 'n seentjie wat niemand geken het nie? Kan ons lewe lei soos 'n man wat gelê het by die pad van Bethesda, wat nie vir Jesus geken het nie? Verander kon Jesus deel wees van 'n wonderwerk. Hy kan vanmiddag deur die dood van Eigel ook 'n wonderwerk in ons lewens wees. Laat toe dat God u gebruik om diensbaar te wees. As u niks kan doen nie, as u niks anders kan doen nie vir enige iemand, probeer dan net dat ons vir mekaar kan bid. En u moet onthou dat ons as deel van 'n familie, en daar is iets heilsaams en hartverwarms omtrent 'n familie waarin lede opreg vir mekaar moet omgee in tye van droefheid en ook in tye van blydskap, sodat Suster Roos en hulle familie vanmiddag nie uitgelaat moet voel, nie alleen moet voel nie, want ons hier, Suster Roos is vanmiddag, Roosy en Conley is vanmiddag hier om vir julle te sê, die Here sal vir julle dra deur hierdie tydperk van droefheid. Dit is ons gebed, dat die Here vir u sal seën. Kom ons bid dit saam. Almagtige en ewige God, Here, u wat was, u wat is en u wat vir altyd sal wees. Here, ons loof u vanmiddag, ons prys u, ons is dankbaar, Here, vir die lewe van Eigel, Regan, Monroe. Here, ons is dankbaar dat hy ons lewens kon aanraak. Dankbaar, Here, dat u vir hom op hierdie aarde geplaas het, om deel te kon word van die Monroe gesin. Ons bid in besonder vir Suster Roos en haar kinders, vir Eigel se kinders, Here, vir die familie, dat u met hulle sal wees, dat u vir hulle sal vertroos. Here, ons kan niks anders doen vanmiddag
as om hulle maar net voor U te kom neerlê nie. Dit is ons gebed dat U vir hulle sal kom toemaak onder U bloed. Wees met hulle en wanneer ons nou sal beweeg na die kerk, Here, dat U vooruit sal gaan en ons diens sal seën. Dit beteken in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen. Liefdes, ons is gereed om die slotgesangetjie te sing. Die tweede gesangetjie, In the Land of Faithless Day. En terwyl ons hierdie gesangetjie sing, gaan ek sommer vra dat die draers wat die kus uit die huis uit moet neem, dat U sommer sal kom op die praatjie is 6 name, maar ons het 8 persone nodig, ons het nog meer nodig. Lees vir die name: Johan, Cassie, Mervin Kopp, Ethan Manuel, Abraham Thijs, Henry Temba. Ons gaan vra dat U sommer hier by my en die evangelistyn kon staan, sodat ons weet U is hier. Kom maar nader, kom na ons toe. In the Land of Faithless Day. There is no death, no pain, no fear. And they come not by year. Oh, there is no night. All the gates of pearl, All the gates of pearl are made in the city. Oh, Lebih kalau mulai darah. Ini kasih. van iemand wil kom help asseblief. Twee draad. Man.
God.